vrese wat in my eie lewe ingegrawe het. Selfs, ek wil sê, 'n verdraaide woord of voorbeelde wat ek gesien het deur mense wat ek dalk nou opgekyk het, en ek 'n aanname gemaak het, dat dit is wie God is, en dit is wie hy nooit openbaar het om te wees nie, dan leef ek in 'n mate om hierdie God tevrede te stel. Hierdie God wat dalk nie 'n God van liefde is nie, maar 'n God van verwagtinge is. En dan probeer ek net voldoen aan al die verwagtinge. Maar weet jy wat, as ek God iets maak wie hy nooit homself openbaar het om te wees nie, is dit nie meer God nie, is dit 'n afgod. As ek iets van God maak wie hy nooit is nie, dan is dit nie meer God nie. As jy vir iemand gaan vertel van Marcel, jy kan my naam sê, jy kan gaan sê, weet jy wat ek wil jou vertel, die ou wat Sondag daar die woord bring by ons kerk, sy naam is Marcel, jy weet, maar hy het pikswart hare en hy het bruin oë en weet jy, dit is hoe hy lyk, dan praat jy nie van my nie. Dis nou net fisiese attribute. Al sit jy my naam by en jy sit die beskrywing, dit is nie ek nie. En so moet ons versigtig wees, dat rondom ons denke oor God en die openbaring van wie God is, as ons vra wie het hy vir jou geword, dat ek seker is, dat dit wat my gedagtes is in lyn met dit wat die woord homself openbaar het om